soen die aarde se rand, warm koffie en die TV aan. Vingers ken die knoppie trippel en sonder twyfel waarheen jy gaan. Almal verdien 'n plek in die son. Almal sing 'n nooit ontbyt sake song. Tyd vir ontbytsake, goeiemôre en baie welkom. Dit is die beste en die grootste en die lekkerste Afrikaanse televisieprogram op 'n Saterdagmôre in die hele wêreld. Vandag kuier ons saam met die komediant, akteur Skalk Besuidnout. En hy is mos deesdae, hy is by ons in die ateljee, hy is mos deesdae baie te sien op Comedy Central en hy is ook een van die ouens wat al verlede jaar een van Trevor Noah se programme of vertoning vir hom geopen het. Goeiemôre. Hallo Davie. Dis baie lekker om jou hier by ons vanoggend te hê. Dit is lekker. Ek hou van hierdie stoele. Ja, ek hou van jou hare. Dankie. Ek hou van jou, né? Jy moet miskien 'n styl probeer, David. Ek dink dit sou werk vir jou. Ja. Ek dink jy het so 'n vreemde styl, Jan Arm. Maar hoe dit dan ook al sê, ons gaan lekker saam met jou kuier vanoggend. Ja, dit gaan lekker wees. Baie welkom hier by jou. Dankie. Vanoggend. Hallo Louise. Môre, jy begin vir my en al die dames in hierdie land verskriklik bekommer want elke program begin jy nou met 'n haar ding. So ek weet nie so mooi wat om daarmee te maak nie, maar in elk geval môre vir julle daar by die huis kos kyk waantoe ontwikkel hierdie ding tussen hulle tweeetjies. Ons sakefokus is vandag in die stad Kimberley in die Noord-Kaap en ons wys julle 'n hele paar suksesvolle besighede wat daar besigheid doen en gesels ook met Caritas Gemeenskapsfokus, 'n nie winsgewende organisasie van daar. Hallo Renet. Gaan jy net iets oor haar mooi hare sê? Kyk hoe mooi, kyk haar mooi hare. Och, dankie David. Vandag is dit my week om met een van Boplaas se bekroonde porte in die kombuis te werk. Dis hulle Cape Ruby port en ek maak vir hulle gekarameliseerde piesang en neuttertjies met 'n bittersoet sjokolade portsous om saam met dit te geniet. En kyk sy vreemde hare, Jan Arm. Ek probeer nou kyk. Skalk se hemp is vir my soos een van daai goed wat jy in die huisgenoot gekry het. As jy lank genoeg daai 3D, as jy lank genoeg kyk nou maar kom maar 'n olifant uit of iets is dit. Is dit een van daai oudjies nie? Ja, hoorie by my kry hulle behalwe hierdie klomp strooi, natuurlik ook sport, landbou, maar eers doen ons die weervoorspelling. Die AH45 het nou 'n stalmaat, die nuwe AH15. Hy maak koop of toon net 15 sekondes en geen inflasie uitklophou vir R20,000 minder. Ja, soos voorspel het, soos wat ons in La Nina in beweeg het sekere gedeeltes van die somerreënvalstreke van Suid-Afrika nou heelwat reën gekry in die winter. Inteendeel, as jy kyk na streke soos Johannesburg en Pretoria, amper net soveel reën tot dusver hierdie jaar as die hele 2015. Ongelukkig nog 'n hele paar streke wat droog is, soos in die Kaap en die noorde van KwaZulu-Natal. Kom ons fokus op die weer oor die volgende 7 dae. Daar's 'n swak koufront wat nog 'n invloed het oor die noordooste van die land Saterdag met miskolle teen die plateaurand en bewolkte toestande oor hierdie gedeeltes wat sal opklaar soos wat die stelsel wegbeweeg. Sondag is 'n ware laat herfsdag, meestal sonnig oor die grootste gedeelte van Suidelike Afrika met matige temperature, natuurlik die minimumtemperature wat nou heelwat laer begin daal. Hierdie koufront wat die land nader is ongelukkig nie baie goed ontwikkel nie, so die mense in die Kaap wat soek vir daai stewige bielie, julle gaan hom nie kry maandag nie, net enkele buie wat in die suidweste gaan voorkom voor die stelsel warmer toestande met aflandige lugvloei wat die maksimumtemperature met 'n paar grade gaan opstoot langs die suidooskus sowel as die aangrensende binneland. 'n Boligtrog wat vorm wes van die land teen Dinsdag, dit sal veroorsaak dat gedeeltelik bewolkte toestande sal heers oor Namibië sowel as oor die Noord-Kaap en van Woensdag af gaan hierdie stelsel weswaarts beweeg. Ongelukkig vorm dit nogals ver noord, so die reën by die suidweste gaan beperk wees, maar beter kanse vir buie en donderbuie oos van hierdie stelsel oor Namibië sowel as die Noord-Kaap. Die model dui aan dat 'n geslote laag gaan vorm oor die ooste van Namibië donderdag, so nog steeds 'n baie goeie kans vir buie en donderbuie al die pad vanaf noordoos Namibië oor Botswana, die sentrale binneland wat tot sover kan strek as Gauteng teen donderdag. Kom ons kyk na julle temperature oor die volgende 48 uur. Muskolle oor Mbombela, Johannesburg en Vereniging, daai maksimum temperature wat laer is as gevolg van die koue front. Sondag gaan dinge opklaar, Rustenburg 6:20, Messina 11:28, Johannesburg 'n maksimum van 19.
Sonnig oor die Vrystaat Saterdag, maar gedeeltelik bewolk oor Natal as gevolg van die koufront. Weer eens klaar dinge op. Bethlehem 1:19, Bloemfontein ook 'n minimum van 1, Durban 11:23. Sonnig oor die Oos-Kaap, Port Elizabeth 12:23, Port St Johns 11:22, matige toestande wat gaan heers. Dit sal ook heers vir Sondag, die minimum temperature wat natuurlik nou laer gaan daal. Julle kan sien 'n hele paar naby vriespunt. Gedeeltelik bewolkte toestande in Kaapstad 12:21, sonnig oor Beaufort Wes 6:23, inteendeel dit sal sonnig wees oor die grootste gedeelte van die Wes-Kaap Sondag. Miskolle wat verwag word oor Walvis Bay 11:23, Keetmanshoop gedeeltelik bewolk vir Saterdag 29 die maksimum vir beide Saterdag en Sondag, ook matig oor die Noord-Kaap, Springbok 8:25. Volgende is dit Dawie met die ekonomiese nuus. Die AHA opskuifkampeerder neem net 45 sekondes om op te slaan en het alles wat jou en vrou lief se hart begeer. Beddens, kombuis, badkamer en vele meer. Julle moet onthou, in 'n demokratiese, in 'n grondwetlike demokrasie soos ons het in Suid-Afrika, is dit die verantwoordelikheid van elke persoon in hierdie land wat 'n kruisie gaan trek by stemdag, om te weet wat daai spulpolitici in die parlement doen, wat besig is om te gebeur daarso. Nou hier is een van daai goeders wat besig is om te gebeur waar ons almal moet kennis dra en wat sekerlik 'n groot impak gaan hê op hierdie land en op hierdie ekonomie. En ek verwys spesifiek na die onteieningswet. Nou hierdie onteieningswet is vir 'n tyd lank as die bal nou al rondgeskop. Uiteindelik lyk dit my is dit nou goedgekeur en al waarvoor ons nou wag is vir die president om hierdie te onderteken. Nou, ek reken een van daai enkele belangrikste instellings in enige vrye ekonomie is die instelling van privaat eiendomsreg. Sonder privaat eiendomsreg en natuurlik 'n klompie ander instellings sal 'n ekonomie nie behoorlik funksioneer nie. In Suid-Afrika wat 'n grondwetlike demokrasie is, beskerm privaat eiendomsreg tot 'n mate, glad nie goed genoeg in my oordeel nie, maar wat besig is om te gebeur met hierdie spesifieke wetgewing is privaat eiendomsreg word nog verder ondermyn. Dit is ook nie net wetgewing wat van toepassing gewees op grond nie, dit is wetgewing wat van toepassing gewees op enige tipe van bate. So van nou af moet ons almal baie mooi verstaan dat die politici kan jou goederes vat onder sekere voorwaardes. Hulle kan ook 'n sekere kompensasie vir jou aanbied, met ander woorde betaling daarvoor gee, ook in onder hierdie afgewaarde voorwaardes. Die gevolg hiervan is eenvoudig dat privaat eiendomsreg word ondermyn en die staat neem al meer en meer magte op homself en hy neem al meer en meer regte van jou en van my af weg. Die gevolg uiteindelik daarvan die ekonomiese implikasies is dat mense minder vertroue gaan hê in die land en in die ekonomie, minder gaan investeer en swakker ekonomiese groei, hoër werkloosheid en hoe meer armoede sal die onvermydelike gevolg wees. Julle moet weet waarvoor julle stem, mense. Stemdag kom al nader. Jan Arm het nuus vir die boere. Die landbounuus word met trots aangebied deur John Deere Financial. Veeplaas, trotse borg van ontbytsake se landbounuus. In vandag se landbounuus, boere word gewaarsku teen veldbrande, Griekse kiwivrugte binnekort in Suid-Afrika, Agri SA reageer op die onteieningswetsontwerp en nog 'n suksesvolle Nampo oesfees. Die potensiële gevaar van veldbrande onder die bestaande droogtetoestande is tans hoog op die landbouagenda. Verskeie instansies raai produsente aan om bykomende voorsorg teen veldbrande te tref met die aanbreek van die winterseisoen. Dawie Marie van FNB Landbou sê veldbrande kan tot ernstige produksietekorte lei, veral in die wyn, suikerriet en veebedrywe. Hoewel die jaarlikse handel tussen Suid-Afrika en Griekeland op 'n lae vlak is, beloof die Europese Unie se Hello Kiwi-program om die stand van sake te verander. Griekeland sal binnekort geleentheid kry om vars kiwi en ander vrugte na Suid-Afrika uit te voer. Die aankondiging is deur die kantoor vir ekonomiese en handelsake by die Griekse ambassade gemaak. Agri SA het kapsie aangeteken teen die onteieningswetsontwerp wat onlangs deur die gekose komitee op ekonomiese en besigheidsontwikkeling goedgekeur is. Agri SA sê die definisie van onteiening is onveranderd gelaat en voorspel verskeie probleme. Die jaarlikse Nampo oesfees het die afgelope week in Botawil plaasgevind. Die organiseerders Graan SA sê hulle is tevrede met die opkoms. Buiten uitstallings is daar ook verskeie geleenthede aangebied, waaronder 'n jeugskou, 'n afslaerskompetisie en die Nasie in Gesprek debatreeks. En gepraat van mense in gesprek, natuurlik die naaste tyd vir nuus van die week met Dawie en Tim Du Plessis.
Die landbounuus is saamgestel deur Veeplaas, waar goeie inligting werklik saak maak. Koop 'n nuwe John Deere 5E of 5EF reeks trekker en finansier dit teen prima minus 9% gekoppel. Bepalings en voorwaardes geld. En ons nuusman van die week soos gewoonlik, Tim Du Plessis. Tim, goeiemôre, baie welkom. Môre Dawie, ja, baie dankie. Groot storie, sekerlik nou maak. Ek meen elke dag as jy 'n sterkie aan die storie en 'n storie en 'n sterkie, 'n ontkenning en 'n miskenning en 'n afkenning denkbaar. En dit is Pravin Gordhan. Ja, dit gaan daaroor dat meneer Zuma was gedwing geweest verlede jaar in Desember om vir Gordhan aan te stel as minister van Finansies. Hy hou nie daarvan nie, hy hou nie daarvan dat sy gesag ondermyn is nie. En hy sedertdien aktief en op allerlei maniere besig om vir Gordhan te ondermyn en te kyk of hy hom nie verwyder kan kry uit die pos uit nie. Nou wat hierdie week gepresipiteer het, was 'n hoofberig van die Sunday Times Sondag wat gesê het Gordhan se arrestasie is op hande. Hulle ondersoek hom oor die kastige rogue unit by SARS destyds. Dit is so 'n agter die skerms eenheid wat in ouens se belastingsaake ingekyk het en so. En hy hou vol, het niks verkeerd gedoen nie. Hy het die vrae geantwoord wat die Hawks vir hom gestuur het, die valke, wat is hulle wat vir hom gestuur het om te beantwoord. En hy dink hy sê hy het niks verkeerd gedoen nie, maar toe kom maar hierdie storie wat sê hy gaan gearresteer word. Die president ontken hy gaan gearresteer word, maar niemand ontken dat hulle besig is met 'n ondersoek teen Gordhan nie. Toe later in die week het Gordhan 'n verklaring uitgereik waarin hy gesê het dis onregverdig, dat hierdie regstuistering wat op hom gepleeg word, dit destabiliseer sy familie en hy vra die Suid-Afrikaanse publiek staan by my en hy het eintlik in 'n sekere sin hulle steun gevra om die tesourier te beskerm. So die groot ding wat hier so besig is om te gebeur, afgesien nou van hierdie is eintlik besig om 'n skering op 'n manier in die regering plaas te vind. Ja, die skering het lankal al plaasvind en daar is jy weet, daar's ook nie net in twee, daar's 'n hele verskeidenheid van faksies binne in die regerende party. Maar hierdie spesifieke geveg gaan oor beheer oor die tesourier. Want onthou, dis hoekom Zuma vir Des Weekend Special van Rooyen aangestel het die eerste keer, want hy wou 'n minister van Finansies gehad het wat soort van sal doen wat hy vir hom sê. Dit gaan oor die groot Russiese kern aankope wat hulle wil doen daar. Dit gaan oor SAL en al daai soort van. Hy wil en Des van Rooyen in die 2 dae wat hy minister van Finansies was, het hy ook gesê we want to make the treasury more accessible. Dit is wat almal met maar net kan inkom en skep. Dis eintlik wat hy wil hê. Sit jy in die president se skoene vir 'n oomblik. Jy sit hier so met 'n minister van Finansies. Dis 'n baie belangrike pos. Dis jy oor die chequeboek, by die cheque teken. Alright, so jy sit met die minister van Finansies wat jy nie daar wil hê nie. Ja. Jy kan nie vir hom ontslaa raak nie, maar hy gaan jou markte euro. Nou wat maak jy? Ja, dis reg. Nou soos van gebruik jy ander ouens. Jy gebruik nou proksies om hom te destabiliseer en te intimideer. Maar interessante ding, Vrydag het die Mail and Guardian geskryf. Daar is Gwedi Mantashe en Cyril Ramaphosa en Gordhan het 'n bietjie begin hulle stem dik maak en hulle het vir Zuma gesê jy kan nie aanstel en hire and fire soos wat jy wil nie, met werk deur die ANC se deployment committee waarvan Ramaphosa die voorsitter is. So iets is besig om te gebeur. Daar was ook berigte in die week in Business Day onder andere gesaghebende joernaliste wat sê Zuma het die oorhand gekry, Gordhan gaan waai. So Dawie, ek gaan nou vir jou vra, as Gordhan waai, wat gaan gebeur? Dan gaan jy die markte uitbom. Dan kies maar net 'n nommer, die rand gaan enige plek heen gaan. Dit gaan 'n reuse impak hê op die Suid-Afrikaanse finansiële markte en uiteindelik op die Suid-Afrikaanse ekonomie, sonder enige twyfel. So dit lyk bietjie na 'n CP en dit lyk bietjie na 'n tenniswedstryd, maar ons en jy, ek en jy en al die mense en al ons kykers het elke belang daarbey oor hoe hierdie ding uitspeel. Ja, dis nie net 'n politieke storie wat ernstig plaasvind nie. Dis 'n ding wat vir jou en vir my en elke ander Suid-Afrikaner in hierdie land sonder twyfel gaan raak en dit gaan nie baie lekker wees nie. Dankie aan Tim Du Plessis, die nuusman van die week. Willem Basson van EF Advice is volgende met raad oor belasting. Brits Couriers and Removals maak trek pynloos met hulle kwaliteit meubelvervoerdiens. Ontbytsake is 'n vlak 3 swart bemagtigde maatskappy, wat beteken ons kliënte kry 110% erkenning onder die voorkeurverkrygingselement van hulle taalkaart. Adverteer by ons en verhoog jou BEE-punte. Ondersteuning rondom die sertifisering is hanteer deur B4 Initiative. Tesa kry ook al die antwoorde op die klein masjienkie en jy kan met hom bel. Maar die afgelope paar weke praat ons oor beleggings en belasting en wat jy hiervan moet weet om finansiële fiks te wees. En verlede week het ons begin praat van die eerste en enigste belastingvrye beleggingsvoertuig in Suid-Afrika. 'n Beleggingsvoertuig met geen belastingimplikasies nie. Die groei en uitbetalings is belastingvry.
Jy kan onbeperk skuif tussen fondse en selfs betalingsvakansies vat, sonder om enige kostes of boetes te betaal. Maar ek het nog genoem dat daar tog 'n kinkel in die kabel is. En dit gaan oor die beperkings ten opsigte van jou bydraes wat op hierdie beleggingsvoertuie geplaas mag word. Die regering het bepaalde jaarlikse en leeftydbeperkings of drempels op hierdie beleggingsvoertuie geplaas. Jy mag byvoorbeeld net R30.000 per jaar spaar in hierdie beleggingsvoertuig met 'n algehele leeftydbydra van net R500.000. Eenvoudig gestel, as die reëls nie verder gaan verander nie, kan jy omtrent vir 16 jaar elke jaar R30.000 belê voor jy by jou leeftyddrempel van R500.000 uitkom. En as jy gemiddelde opbrengs van so 10% oor die 16 jaar kry, behoort jy ongeveer plus minus 1,2 miljoen belastingvry in jou sak te steek. Nou, 'n finansiële fikse belegger sal sorg dat hy ten minste 'n belastingvrye beleggingsvoertuig deel maak van sy spaarstrategie. Nou, hoekom nie vandag begin spaar vir jou dogter se matriekafskeidrok nie? Ek verneem die goed kos nogal 'n klein fortuintjie. Teken nou in vir die Ontbytsake nuusbrief op ons webwerf by ontbytsake.co.za. Klik op kontak ons en vul die blokkies in, so maklik is dit. RSA Search Engine, the best business search engine in South Africa. Nou ja, ons as sportaanhangers beny baie keer sportsterre as hulle sukses behaal en miljoene aanhangers en natuurlik ook miljoene in die bank het. Maar as daar een ding is wat ek geleer het die afgelope dekade of so wat ek doenig is in die sportwêreld, is dit dat professionele sport 'n taai storie is. Eerstens moet jy jou alie afwerk van 'n jong ouderdom om jou sport te bemeester. Dan moet jy goed genoeg wees om uit te troon bo die duisende ander mense wat ook sterre wil wees in jou sport. En dan moet jy ook nog die druk kan hanteer om voor miljoene aanhangers te kan presteer wanneer alles op jou skouers rus. En dis natuurlik as jy na al jou beserings kan vryspring. Maar die ergste vir my is die feit dat amper alle sportsterre een of meer fases deurgaan waar hulle heeltemal hulle vorm verloor. Dink net hoe sal jy voel as jy skielik op kantoor kom eendag en glad nie meer kan onthou hoe om jou werk ordentlik te doen nie. Dis soos wat Renet opdaag opstel en nie hond haar af kan maak van 'n skaapbout nie. Of Davie wat heeltemal vergeet hoe om professioneel te wees op TV. OK, daai laaste een is nie so 'n goeie voorbeeld nie. Maar hoe dit ook al sê, volgende keer as jy 'n sportster sien sukkel, hê maar 'n bietjie simpatie met die mens, soos our arme Sergio Garcia tydens die Players Championship. Sergio Garcia just off the green for birdie. Nobody makes this putt. Watch this. Good try. Okay, so he's still right here for par. Nope. Kind of catches an edge, drifts a little bit further down. Now for bogey. And you can just see he hasn't gotten in his head that he might want to lag it up there closer. For double. Takes that same edge and whips left. He's still got a 4 or 5 foot putt. For triple. That is nuts. Oh my word. OK, kom ons hoop Renet doen 'n bietjie beter in die kombuis. Dis nou haar beurt om te begin en sy maak vir ons lekker nagereg. Gelukkig onthou sy nog hoe om dit te doen, hopelik. Die First Choice egte suiwelroom is ideaal vir bak en kook en kan vir maande in die onoopgemaakte houertjie gehou word. Booplaas se Cape Ruby Pot al sedert 1986 7 keer die wenner van die SA Kampioen Pot trofee. Hoop daar's ook ou partykeer 'n bietjie simpatie vir 'n sukkelende kok. Booplaas het die eerste keer die Suid-Afrikaanse kampioenport trofee gewen vir die beste port in Suid-Afrika by die SA Jong Wynskou in 1986. En die trofee 7 keer gewen sedertdien.
Port kan as 'n aperitief, met ander woorde voor ete of na ete bedien word en pas baie goed by alles wat winters is, ook sterk kaase, veral blou kaas. Ek is veral bly as ek dit by 'n nagereg kan gebruik. Daar's 'n wye verskeidenheid van vrugte, pere, dadels, pruime, donker bessies, sulke goed wat saam met port in wonderlike nageregte omgetower kan word. Daar val 'n port. Ek het hierdie keuse gemaak: haselneut korsies met 'n lekker gekarameliseerde piesang vulsel wat heerlik by die port gaan en by die port gaan ons nog 'n sjokoladesous maak. Nou die neute, ek het nou gesê haselneut, maar ek het gejok. Ek kon nie haselneute kry nie. Ek hou nie van jok nie. Hulle is op die oomblik 'n bietjie skaars. Toe gebruik ek gemengde neute wat ek lekker donker gerooster het, fyn gemaak het en in 'n brosdeeg. Nou julle onthou mos ek het laasweek ook gesê, koue deeg is gelukkige deeg. Die deeg moet altyd 'n bietjie rus in die yskas en dan is dit 'n goeie idee om hulle blind te bak. Nou hierdie korsies gaan ek heeltemal gaar bak, want die piesangvulsel gaan nie weer gebak word saam met hulle nie. En dan natuurlik met daai bakboontjies, die goedkoopste mengsel op die oomblik is natuurlik die samp en bone. Hy is lekker om te gebruik vir my want dit is nie so duur nie en ek gaan dit oor en oor gebruik as bakboontjies. Hulle gaan oontoe net vir so 12-15 minute as hulle gaar is en ons kom terug, dan gaan ek vir julle daai heerlike amper groen piesangs wys wat ons gaan karameliseer. Ons gaan nou eers kyk na 'n lokprent. Kyk hoe water my mond. Ons kyk na 'n lokprent van Mignon Mossie van Wyk, 'n nuwe fliek wat tans in die teaters te sien is en daarna gesels Eloise met Skalk Besuidnout, ons snaakse gas vandag. Almal se raad aan skrywers is om die storie te begin met die einde in gedagte. My sussie en Adrian was onafskeidbaar. Mossie sou altyd langs die baan staan. Hy het altyd vir haar gehardloop. Hy het nie een keer verloor nie. Skalk, so lekker om jou op ontbytsake te hê. Ons sien al heel week uit daarna. Ja, snaakse gas. Ek is nie seker of dit 'n kompliment of Is dit? Maar dis ek dink dis die ding as 'n mens hoor iemand is 'n komediant, loop mense na jou toe in die middel van die straat sê, "Hoe vertel vir ons 'n grappie?" Ja, dit gebeur gereeld en ek het al geleer om nie in daai lokval te trap nie, want dit is kyk, komediante deesdae so Tolla van der Merwe, hulle jokes vertel, soos die tipe jokes wat jy op die skoolgrond vertel. Hulle net baie goed vertel, maar komediante ons skryf ons eie materiaal en dis nie soos 'n grappie soos Gattiep en Marai of ja, of loop in die bar en of wat ook al, of Jan en Sunny. So om materiaal te doen, dit werk binne 'n sekere konteks wat nou die verhoog is met 'n mikrofoon. So om dit op straat te doen, dit gaan altyd. Ek is amper seker 100% van die keer gaan dit platval. Soos ek jou nou vra om 'n grappie te vertel, gaan ek jou nou heeltemal in die oë sit. Ek gaan stupid lyk. Okay, nee, ek gaan dit beslis nie aan jou doen nie. So ek het nou al geleer vir my eie onthaalwe om 'n no tolerance rule te hê. So as mense 'n grappie wil kom na die show toe. Hoe beoefen jy dit dan? Want mense kan nogals veral ek is baie lief vir ons mense, maar Afrikaanse mense, as jy nou eers hulle sin is, nê, dan is jy hulle sin warts and all. Nou wil hulle nou hê jy moet tog party toe kom vir hulle. Ja, ek bedoel, ek sê hoe sê jy nee? Ek sê vir mense kom na die show toe. Dis die beste ding. Die show gaan jy jou gat aflag. So hoekom wil jy nou 'n mediocre joke laat ek hier in Pick n Pay vertel hier langs die boentjies? Want dalk is dit die grap. Ja. Dat daar langs die boentjies is en dan gaan vertel hulle in elk geval. Ons digress gou. Iemand het hier geskryf, nou weet ek nou nie of dit 'n grap was nie, maar hulle het jou sien evolve van konservatiewe rispe. Ek het dit nou wel ook vertaal, so dit klink 'n bietjie anders van Engels af. Van konservatiewe rispe het jy 'n metamorfose gehad tot pragtige drama queen skoenlapper. Ek het geweet wat met drama queen te maak het. Ja. Wat sê jy van daai beskrywing? Ja, ek sal sê ek was nog nooit konservatief in my denke nie, maar ek kom definitief van 'n meer konservatiewe gemeenskap as wat ek nou is. Ek kom van Kempton Park af. Kan jy tog net vir die res van die land verduidelik, Kempton Park is nie Johannesburg nie. Nee, Kempton Park, almal sê mense van Kempton Park sê graag ek's van Johannesburg. Maar nee, Kempton Park. Kempton Park kan net sowel Nampo-fees kan net so aan Kempton Park gebeur, jy weet. Dit is Afrikaans, dit is meestal Afrikaans. En ek glo Kempton Park is 'n groot plek, maar met 'n klein dorpie mentaliteit. Soos almal ken mekaar. En dis nie noodwendig, ek sê nie dis 'n slegte ding nie. Ek bedoel maar net almal ken mekaar en daai tipe ding. So ek was
Kaapstad toe, ek het by UCT gaan swat en my kamermaat, daar was net 2 van ons in die koshuis. Ek bedoel, as ek nou sê van ons Afrikaanse ouetjies in die koshuis. En hy was van Pretoria af en dit was vir ons 'n moerse kultuurskok. Hy van Pretoria, ek van Kempton Park. Nou soos die in Kaapstad, Engelse mense, baie liberaal en dit was maar aanvanklik nogal 'n skok tot die sisteem. Ook ons was kamermaats toe ook toevallig. En daar was net 4 dubbelkamers in ons koshuis. Ons beland toe in dieselfde dubbelkamer. So ons kon maar mekaar in die aande troos en sê, ek kom vir hom sê, moenie worry nie, Erik. Ons sal dit oorleef. As jy jouself Erik noem in Kaapstad ook al klaar het jy sit al klaar vir daar 'n lat vir jou gehad. Ja. Ek het jy gaan lekker later vir gesels oor nog 'n paar komediantsaakies en nou 'n paar vragies wat ons nou wel vir die mense wil duidelik stel oor wat komedie en so aan te is. Okay. Ons kyk nou na Talisa Water wat 'n toestel verkoop wat water uit 'n lug kan maak. Daarna gesels daarby met 2 direkteure vandag. Talisa is 'n Amerikaans-Indiaanse woord vir mooi water en is presies wat Talisa jou bied. Hulle het onlangs begin as 'n agentskap in Suid-Afrika vir Ecolo Blue in Kalifornië. Talisa is die invoerders en verkopers van atmosferiese watergenereerders wat 99.9% suiwer skoon water uit lug uitproduseer. Die Talisa wateropwekkers genereer water deur die lug af te koel tot by 2 grade en funksioneer optimaal met buitetemperature van 15 grade Celsius of meer. Dit werk selfs met minder as 30% relatiewe humiditeit. Buiten dit voorsien hulle ook die Ecolo Blue reeks sonpanele, waterfilters en alle bybehore. Sedert die ontstaan van Ecolo Blue in 2007 het die maatskappy sy produklyn van die enkelhuis of kantooreenhede van 30 liter gegroei tot 'n volledige industriële lyn van atmosferiese watergenereerders van 10,000 liter wat in serie gekoppel kan word om tot 1 miljoen liter per dag te kan lewer. Talisa Water, jou oplossing vir gesonde water in 'n droë land. Nou hier staan die belangrike mense by my van Talisa Water, Norman Cherry, hy is die eienaar en die direkteur. Norman, goeiemôre aan jou. Môre. En Leander Geldenhuys, sy is die kommunikasie en kreatiewe direkteur. Goeiemôre ook aan jou. Goeiemôre. Norman, verduidelik my, vertel my meer, hoe werk hierdie produk? Man, dit is 'n humidifier, atmosfeer wateropwekker wat nou atmosfeer uittrek uit die lug uit. Wat water uit die lug uit? Ja, hy sê hom uit die lug uit en so basies is omgekeerde lugversorger. Want in plaas van dit om dit uit te blaas, sê hy dit nou in deur die klein filtertjies onder in die tank en dan gaan hy deur nou daar as jy daar agter sal sien, sal jy 'n tank sien en dan het hy 'n filtrasiesisteem hier voor wat hy nou dan deur alles met UV ligte gaan en dan pomp hy na die boonste tankie toe wat aan die bokant is. En so kry jy 99.9% skoon suiwer water. So jy haal die water uit die lug uit? Ja, is net so, uit die lug uit. Sonder waterkoppeling, maar jy kan natuurlik water opkoppel as jy wil. En waar kom die produk vandaan? Hy kom van Amerika af. Ons oud tennisspeler Wayne Ferreira. Hy is die patenteerder en die mede-eienaar van Ecolo Blue waar ons nou die agentskap oorgevat het hier. En as mense nou belangstel in hierdie produk, is daar finansiering wat daarmee saamkom en dan hoe werk jy dan verder om dit skoon te maak en sulke goed? Ja, ons het finansiering beskikbaar deur Greenfin. En die maintenance op die eenheid is eintlik baie eenvoudig. Ja. Dit is net die filters wat hier voor is, wat 'n mens nou weet moet vervang. Ja. Ten minste 1 keer 'n jaar en dan die UV-ligte moet 'n mens vervang miskien 2 of 3 keer of elke 2 of 3 jaar. So die UV-ligte is 'n deel van die sterilisasieproses. Ja, dit is. Okay. En waar kan mense nou meer uitvind as ek nou een van hierdie goeders wil hê? Waar kan ek dit kry? Wel, ons is nou volgende naweek by die Arnold Challenge in Sandton Convention Center. En ons kyk nou na die Nampo Fees, miskien bietjie later in die jaar. Ja. Maar mense kan ons sien op Facebook, op ons website gaan kyk. Al ons besonderhede is daarop, hulle kan ons enige tyd kontak met enige navraag. Wat bied julle nog aan? Man, ons is 'n elektriese maatskappy ook wat al so 20 jaar aan die gang is. So ons doen sonpanele ook, inverters om 'n bietjie groenigheid in te bring, jy weet, om kragbesparings te doen. So daar's 'n hele klompie produkte. Ja, wat ons offer, maar eintlik enigiets op die elektriese kant. En dan natuurlik het ons nou die nuwe produk op die waterkant. Nou, as mens nou kyk na Talisa Water waar jy nou is vandag, as jy nou in die toekoms moet inkyk, waar gaan julle heen?
Maar ons beoog daarna om in elke distrik en in elke reeks in Suid-Afrika ten minste 'n waterbottling plant te hê wat water kan verskaf vir al die mense wat dit benodig en eendag ons eie bottling plek te hê wat ons kan verskaf aan die winkels en al daai mense. Is dit net 'n tipiese eenheid wat mense in 'n huis sal hê byvoorbeeld? Dit is wat ons noem die 30 liter office home tipe eenheid. Dan het jy natuurlik 100, 300, 600, 1000. So gaan die eenhede groter en tot 10.000 liter op 'n slag. As ek jou kan wys gou hoe stap jy 'n bietjie water aan. Ja, wys my vinnig 'n tapie water. So as jy maar net inhou daar en dan tap jy maar nou net so 'n bietjie daar skoon water. En dit al die water kom hier uit. Ja, is net hierso, as jy hierso sal sien, sal hy sê vir jou uit grade daar en hoe lank hy nou geloop het en dan sal jy nou sien hoeveel humiditeit persent het jy hierso as jy nou net die volgende stelling wat jy daar kom, dan sal jy sien nou hoeveel humiditeit het ons hier binnekant. Ons het 44% humiditeit hier binnekant, wat eintlik fantasties is want jy het 25 tot 30% humiditeit nodig. My goodness. Dit is interessant. Baie dankie dat julle by ons 'n draai kan maak. Dit is 'n verskriklike interessante produk. Ek net 'n bietjie proef. Dankie julle by ons 'n draai kan maak. Alisa Water, dit is Norman Cherry, hy is die eienaar en direkteur en Leandri Geldenhuys is die kommunikasie en kreatiewe direkteur. Dankie dat julle by ons 'n draai kan maak. Dankie baie. Nou sit oor ons ontbytsake kalender en daarna gesels Jan Harm met homself van Staar en een van ons projekbestuurders om te hoor waar sy haar volgende sake fokus beplan. Die CH2 Guitar Duo tree op by die Pretoria Nasionale Botaniese Tuin op 22 Mei ten bate van Brain Life. Vir meer besonderhede kontak Renate. 'n Bazaar word op 28 Mei by die Kreersdorp Noordgemeente op die hoek van Viljoen en 3de Straat gehou. As jy 'n stalletjie daar wil hê, bespreek by die nommers op die skerm. 'n Vertoning deur Elise Kaywood en Wilson Dunstan met die naam 'n Gewarrie vind plaas op 29 Mei by die Atterbury Theater. Vir inligting skakel die nommer op die skerm. Die Platinum Mark word gehou by die Gereformeerde Kerk Rustenburg Wes van 24 November tot 3 Desember. Vir besonderhede kyk op hulle Facebookblad of rig navraag aan Elsa. Die Bosveld Bazaar 2016 vind plaas op 3 en 4 Junie by die Nederduits Hervormde Kerk Schoemansville in Hartbeespoort en sluit vertonings deur Snotkop, Chardonnay, Arno en Charlies in. 'n Damestee word gehou deur die AGS Bethesda in Brakpan op 11 Junie en die spreker is Eloise Simon. As jy dit wil bywoon, kontak vir Hester. Die kalender met volledige kontakbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf. Equestra Flexi Fleet is die trotse borg van ontbytsake se motors. Hulle laat die wiele rol. Waar ons gaan. En die mense wat daai motortjies bestuur is ons projekbestuurders. Hulle werk baie harder as ons, maar wat lekker is vir hulle is, hulle gaan die hele land vol en ontmoet al hierdie mense en gaan na sulke wonderlike plekke toe. Een van hulle is die stel van Staden. Baie welkom in die ateljee. Baie dankie, Jana. Waarheen vat jy ons volgende? Ek vertrek na Alice Ras toe, of soos dit vandag bekend staan, Lepelale. Natuurlik 'n wonderlike area. Wanneer word hierdie program uitgesaai? Ons kyk na die 30ste Julie word hierdie program uitgesaai. Watter tipe geleenthede is daar vir besighede om te bemark op ontbytsake en is daar kostes betrokke? Ja, ons het so 15 geleenthede, so die mense wat die jagplase het, moet ons maar kontak en daar is plek vir een onderhoud, so ja, daar in die bemarking werk, ons weet dit almal. Uitstekend. So as mens dink aan Alice Rush, jy noem dit nou natuurlik baie bedrywig daar. So wat is spesifieke besighede kyk ons na in daai area? Enigiets, maar ja, die mense moet ons maar kontak en as hulle die blootstelling wil hê, daar is geleenthede. Jy stel al die besonderhede was op die skerm. Kyk uit vir daai karretjie as hy daar by julle rondry in Alice Rush. Baie sterkte met jou fokus. Ons kyk uit daarna. Dankie, Janara. Nou ja, ons kyk dan na 'n musiekvideo van Toby Jooste met een kyk. En daarna gesels Eloise met hom in ons boek fokus oor sy nuutste boek, want hy is ook 'n skrywer. Jy weet jy het my beloof, jy sou als met my deel. Hoe word die seer in my wonde nou hier? Dit was 'n trou wat beloof was, en jy kon swaarlik kon draai, maar jy het gesorg dat jou woorde beroof was met goodbye.
is my asem weggeslaan. Net en kyk ek wat voor jou gaan staan. Hoor jy my daar waar jy nou ver is? Ek verlang dat jy nog hier was. Net en kyk ek my lewe stil gaan staan. Jy het my drome begrawe. Ek sneer alleen sonder jou. Ek sal nooit weer so maklik vertrou. Dit was my hart wat gebreek het en my oë dra die seer. Welkom by Lees en Geniet. In plaas van ons gewone boeke doen, het ons vandag weer 'n skrywer genooi om te kom gesels oor sy boek. Hierdie skrywer is eintlik 'n sanger. Daai video wat julle net gesien het, is van Toby Jooste. Die heel eerste keer wat dit op TV verskyn. So julle ontbytsake kykers is baie gelukkig. Lekker om jou hier te hê, Toby. En Louise, dankie. Dit is heerlik om by julle te wees. Hoorie, so almal ken jou as 'n sanger. Wat het jou geïnspireer om hierdie boek te skryf? Dis eintlik 'n baie interessante storie, Eloise. Dit het begin met 'n hartseer storie. Ek het so 3 jaar terug my ouma en my oupa in 1 jaar verloor en ek was baie lief vir hulle. En ek was op die Kaapse lughawe met 'n taxi, ek was op toer gewees. En toe ek die nuus kry, my ouma het 'n beroerte gehad en ons plaaslike staatshospitaal het nie suurstof gehad so om haar te help nie en hulle moes met haar ver ry en sy het dit nie gemaak nie. En ek het daar gesit in my vlug verpas natuurlik en toe ek nou stap om 'n nuwe vliegkaartjie huis toe te koop, het iets net in my uitgegaan en ek het gesê ek gaan op die eerste volgende vlug oor see klim. En ek het net daar vir my vliegkaartjie gekoop en die volgende oggend ontbyt geëet onder die Eiffeltoring in Parys. En ek het daar vir myself gesê, jy het nou vir jou probleme weggehardloop. Wat het jy nou sopas probeer doen? Klim terug en gaan maak iets wat 'n positiewe uit 'n negatiewe gaan wees. En ek het op my vliegtuig gesit en besluit, ek gaan terugkom en 'n boek skryf om ander mense te inspireer. En 'n jaar later is my boek uit. Goeie, vet. So nou, hierdie boek is in sy tweede druk en is tans ook 'n topverkoper. Daar's ook sprake dat dit dalk voorgeskrewe vir skole gaan raak. Ek is verskriklik opgewonde daaroor. Ek het nie gedink ek gaan so goed doen nie, want ek is eintlik 'n opgeleide sanger en toe skryf ek 'n boek en ek verkoop baie meer boeke as series. En hy's nou al in sy tweede druk. Hoe ironies is die lewe nie? Hoe ironies is die lewe nie? En toe ek nou hoor hulle gaan hom vir 'n voorgeskrewe boek oorweeg, toe is ek baie opgewonde. Maar die storie gaan oor 'n oupa en 'n kleinseun en die oupa wat op sy sterfbed lê aan maagkanker, net soos in my eie lewe met my eie oupa. En die kleinseun wat by sy bed sit en sê, oupa, jy het soveel geleer in die lewe, vertel net vir my, voordat ek, dalk ook eers jou ouderdom moet word, voordat ek leer waaroor die lewe werklik gaan. En dan gaan ek nou nie die storie weggee nie. Nee, jy moet nie. Hoekom het jy besluit, ek weet jy het nou gesê jy het in Parys gaan eet en so aan, maar hoekom moes dit daar afspeel? Hoekom is 'n stukkie van dit ook bybring? Eerstens, een van my stokperdjies is om te kan reis. As die baie mense spaar vir quad bikes, ek spaar vir vliegkaartjies. En so ja, ek is baie lief vir reis en ek was al 'n paar keer in Parys. En ek het daar gesit op daai naweek wat ek daar was in die oudste boekwinkel in Europa, Shakespeare & Company. En ek het daar rondgeloop tussen al die ou boeke en ek het vir myself gesê, dalk is 'n boekie ding wat ek moet doen en ek het gesê ek gaan terugkom en ek gaan my boek kom wys vir daai boekwinkel. En 'n jaar later is ek terug Parys toe en ek het my boek so skelm tussen al die boeke gaan indruk net. So dit was maar net so 'n persoonlike hoogtepunt in my lewe. Kyk vir jou. Wat het die skryf van hierdie boek vir jou persoonlik beteken? Eloise, weet jy, ek het dit nooit besef nie en dit is 'n groot les wat die lewe my geleer het. Ek het 'n boek geskryf om ander mense te inspireer. En toe ek navorsing doen en klaar is met die skryf, toe kom ek agter die boek het vir my heling gebring. Die boek het vir my meer geleer as wat ek vir ander mense sou wees. So dit is vir my so interessant van die lewe. Partykeer doen 'n mens iets om ander te help, maar jy help in die proses jouself. Soos daai ou sê ding wat sê jy kan nie parfuum op ander mense spuit sonder dat daar 'n druppeltjie op jouself val nie. Absoluut. En gaan ons nou minder van jou musiek hoor en meer van jou op skrif kry? Jong, is hierdie nou die begin van 'n nuwe Toby? Nee, is maar net 'n ander deel van 'n Toby wat ek nou vir mense gaan wys. Ek is mal oor die skryf, so ek gaan definitief nog skryf. Ek het baie idees, maar die musiek gaan aan. Die musiek gaan aan. 'n Nuwe DVD kom binnekort uit. So nee, ek sing sal altyd my eerste liefde bly. Wonderlik, dit was so lekker om jou hier te hê. Baie dankie dat jy met ons gesels en ek mag hierdie net van krag tot krag gaan vir jou en ook vir mense wat lees. Baie dankie. Kry so lank 'n skryfding by die rand julle, want hierna gee ons van Toby se boeke en series weg en ons maak verlede week se wenners bekend. Brits Couriers and Removals, die nommer 1 koerierkeuse vir alle afleweringe.
Ons gee twee van Toby se boeke en series in 'n geskenkpak weg. Om in te skryf, SMS jou naam, adres en die woorde Toby Jooste na 34084. Weet jy. Nou verlede week het ons van ons gas Richard van der Berg se boeke weggegee en die wenners daarvan is Engela Kreur, Pierre Ratman, Isabel Tiart, Paul Kreur en JP Leroux. Baie geluk, geniet dit. Och, ek wens julle kan hier wees, die reuk van botter en soetgoeders daar. Renet moet asseblief tog my pudding klaar maak. Ek lus nou al so. Oor na jou meisie. First Choice se 240 en 400 gram Gouda, cheddar en mature cheddar kaase is vakuum verpak vir ekstra varsheid en geur. Willow Creek se vlaggenskap Directors Reserve ekstra suiwer olyfolie met sy intense karakter het al pryse reg oor die wêreld gewen. Dankie Eloise, ek wou nog sê, hierdie botter het nou al vir 'n rukkie hier. Kyk, alles wat goed is vat 'n bietjie tyd. Jy moet stadig met hom werk en dan verbruin jy die botter eers. Dan kry jy daai neut botterreuk wat vir mense mal maak. Gebruik effe minder ryp piesangs, effe groen en sny hulle op die diagonaal net om 'n bietjie van 'n interessante, moet nou nie net 'n klomp ronde skyfies gaan maak nie. En hulle gaan, moet net daai lekker sizzle. Gaan hulle nou daarin. Daar's 'n Afrikaanse woord vir sizzle. Dis tog te lekker en die reuk wat hier uitkom. Hulle gaan net so effens daar in die botter verbruin, karamelliseer en dit gaan ons nog aanhelp met 'n klein bietjie bruinsuiker. Jy kan natuurlik van die donker bruinsuiker ook gebruik. Ag, maar die ligte bruin enetjie is heel goed. Kom nou los toe. Daar sê. Ek gaan net so 'n bietjie karamelliseer en soos ek net nou gesê het, hierdie is nie 'n vulsel wat weer gaan bak nie. So ons gaan nou vir hom, ek hou daarvan om 'n knippie suiker op karamel en sout. Verskoon my. Karamel en sout wonderlik bymekaar. So daar's hy. Hulle gaan nou rustig in, soos ek sê, alles wat goed is vat 'n bietjie tyd. Moenie dit aanjaag nie. Jy gaan dit net verbrand. Vir die sous. Ons gaan eerstens 'n bietjie room in die kastrolletjie warm maak. Weet jy hoekom? Want dan smel die sjokolade baie mooi. So die room moet amper na kookpunt toe kom. Dit gaan nie nou hier gebeur nie, want daar weer eens gaan ek met hom kalm bly en hom nie verbrand nie. Dan gaan daar donker sjokolade in. En julle het net dalk opgelet, ek het 'n lemoen gehad wat ek gerasper het. In die korsies is daar 'n bietjie lemoenskil. Daarom het ek ook van Willow Creek se blood orange olyfolie hier wat ek gaan insit saam met hierdie lemoen en sjokolade sous met die portwyn wat nou gaan gebeur. Maar hierna gaan Eloise nou eers verder met skalk gesels terwyl ek kook. Ontbytsake projekbestuurder Estel van Staden beplan 'n sakefokus in die omgewing van Lephalale, voorheen bekend as Ellis Ras in Limpopo. Soos jy daar 'n besigheid het, kontak vir Estel en word deel van die fokus. Dit word uitgesaai op 30 Julie. Dis nou weer my kans om verder vir 'n weiletjie met Skalk te gesels. Skalk, weet jy, destyds toe ons op skool was, dan sê jy vir jou ma jy wil gaan drama swat. En dan wil hulle omtrent 'n koroneer skiet, want my kind, wat gaan jy tog aan my aanvang? Toe hulle nou hoor jy wil 'n komediant wees, wat het jou ouers gesê? Wel, kan ek net begin deur te sê dat ek voel nou niks wat ek kan sê gaan so interessant wees soos, wat was sy naam in die boek? Toby. Toby se storie nie. Ek het nog nooit op 'n lughawe gestaan en net 'n vliegkaartjie gekoop. Maar ek ook nie, moenie worry nie. Ek wou een keer een oggend opgestaan besluit ek ry Parys toe, sodat ek onder die Telkom-toring in Parys, Vrystaat. Dis close. En eet wimpy. Ja. Dit is lekker geweest, maar so maar ek wonder hoe hy sy visa so vinnig uitgesort. Nee, ek weet jy, hy moet seker permanente een hê of iemand ken wat iemand ken. Baie interessant. Ja. Maar ja, my ouers my ma het redelik hard geskop teen die idee dat ek wil gaan drama swat. Sy wou gehad het ek moet prokureur swat of joernalis en dan gesê jy kan altyd teruggaan na drama toe, maar ek weet hoe dit goed werk. Jy gaan nooit
Na 4-5 jaar so as jy so gatvol vir swat, jy gaan nie dan nou weer van voor af begin in eerste jaar nie. En nie vir 'n ding wat jou uitmergel soos drama nie. Daar's nie 'n manier nie. So sy dit net maar half aanvaar en die komediant ding het so half gebeur in my eerste jaar. Ek het dit nie regtig beplan nie en eers was my ma glad nie happy nie want is maar komedie is maar oor die algemeen so 'n bietjie stout, jy weet. Bietjie onder die bel bietjie risky. Bietjie risky. Sy het nie daarvan gehou nie, maar jy weet ouers is soos klein kinders eintlik. Hulle is baie gullible. Soos hulle sy het eers nie daarvan gehou nie. Maar toe sy eers in 'n kamer sit en sy sien hier om haar begin mense lag en dit geniet. En dan ewe skielik is dit soos o ja, dis my kind is so lekker vloek daai. Hy het nie by my geleer maar ja, hy doen dit goed. Ja. En dan as mense wat my pa was so is hy Deenkoof nou nog by my ou hoërskool gewees. So veral toe van die juffrouens nou daar by die skool kom want dit was toe ek die eerste keer op Comedy Central was. En my ma, ek het vir gesê moenie vir al die juffrouens gaan sê dat ek op is nie, want jy weet mos nou juffrou Straghan wat rek gee gaan nie daarvan hou nie. So maar my ma ignoreer my toe en gaan sê vir almal en dan die volgende oggend by die skool toe juffrou vir my pa, ek weet Skalkie kan grappies vertel. Het ek 'n lekker woordeskat aan hom nê. En my pa was eers so 'n bietjie so, maar ook soos die jare aan nou is my pa ook so ja nee. Ja, dis my seun Skalkie komediant. My seun Skalk. 'n Ander ding, as mense wat dink hulle is snaaks nie, maar is daar vir jou 'n verskil tussen stand-up net snaaks wees en sitcoms? Ja, wel, okay, sitcoms is nou heeltemal 'n ander saak want dis acting, maar ek het al baie gesien hoe ouens dit is nie te sê as jy die snaakse by die braai is dat jy 'n goeie comedian is nie. Dankie vir daai. Dankie dat ons daai uitklaar. Want van baie comedians wat ek ken is van die verhoog af glad nie snaaks nie. Hulle is die mees ernstige ouens ooit. Of deadpan, net daar's nie liggies aan nie. Ja, so hulle is baie soort van straightforward, maar op die verhoog skreeu snaaks. So dit is maar 'n snaakse ding, excuse the pun. Maak TV verskil in jou groei en in jou status wat jy vandag al bereik het op jou ouderdom? Ja, ek dink die ding van televisie is maar net dat dis 'n vinnige manier om mense bewus te maak van jou. As jy live shows doen, is dit so half 50, 100, 200 mense op 'n slag. Soos 'n groter footprint vir jou. Ja. So ja, ek's baie dankbaar vir die medium van televisie want dit help die kaartjies te koop. Ek hoop dat ek op die einde meer kaartjies kan verkoop as boeke eendag. Maar ek hoop maar dat die hoop beskaam nie ons almal bid vir daai. Dat my kaartjies en DVD's altyd meer sal verkoop as ja. Die boek. Ek dink ek sou enige boek skryf nie, maar as ek doen, hoop ek altyd my kaartjies verkoop nie. Jy kan daai bietjie later met ons resident snaakse mannetjie Dawie daar bespreek. Ongelukkig is my tyd met jou klaar. Ek sal ewig vies in vir die gode vir dit, maar in elk geval was lekker met jou te gesels. Baie dankie jou ook. Tyd vir vandag se Sake Fokus. Net hierna. Die Hoërskool Kroonstad, beter bekend as die Blou Skool, dien as kruispunt van akademiese vooruitgang, groei op landbouterrein en snykant tegniese onderwys. Blouis is 'n parallelmedium en getransformeerde skool waar verskillende tale, godsdienste en kulture skouerskuur en saamwerk aan 'n blou kultuur. Hier word jong mense die wêreld ingestuur met begrip en agting vir ander, maar steeds 'n trots vir die eie. Hier word hulle mense wat hulself kan handhaaf in eendersyd, maar ook in andersyd, met lewensvaardighede wat akademiese kwalifikasies onderskraag. Blou Skool is 'n unieke skool. Ons is 'n volwaardige akademiese landbou en tegniese skool. Ons skool is geleë in 'n landelike veilige omgewing met lekker huislike koshuise. Hier heers 'n kampusgevoel omdat alles so bymekaar is. Ons het ook 'n bus roete na en van Johannesburg. Wanneer ons leerders hier uitstap, is hulle toegerus om die lewe met selfvertroue aan te durf. Kimberley in die Noord-Kaap is wêreldbekend vir die feit dat my ma daar gebore is.
Nee, dis natuurlik wêreldbekend vir die ontginning van diamante en die indrukwekkende groot gat, maar mamma, vir my is dit omdat dit bekend is. Nou kom ons kom terug by die groot gat. Hierdie gat was meer as 150 jaar gelede bekend as die Koelsberg Kopje, maar is met pik en graaf weggekap deur nagenoeg 50.000 delwers, ten einde 'n droom van vinnige rykdom na te streef. En uiteindelik is 'n totaal van 2722 kg diamante daar ontgin. So welkom by ons Sakefokus in Kimberley vandag. Ons kyk nou waar die stad geleë is en daarna gesels Dawie met die uitvoerende direkteur van Caritas Gemeenskapsfokus, 'n nuwe winsgewende organisasie van daar. Kimberley, die hoofstad van Noord-Kaap provinsie, is sowat 110 km oos van die samevloeiing van die Vaal en Oranje riviere geleë. 'n Imposante Afrika-argitektuurstyl kenmerk die setel van die Noord-Kaap provinsiale wetgewer en administrasie. Kimberley word deur 'n verskeidenheid ligte vervaardigingsnywerhede omring en beskik oor 'n uitgebreide onderwys- en opleidingsinfrastruktuur, waaronder laer- en hoërskole, colleges en die Solplaatjie Universiteit. En die De Beers Diamond Oval is 'n baken vir sportentoesiaste. Die splinternuwe Kimberley Ann Small Luxury Hotel is 'n absolute juweel. Ons is baie trots op die uniekheid van die Noord-Kaap. Hier by die Kimberley Ann probeer ons die gasvryheid en die lekker kos waarvoor die provinsie bekend is deel met ons gaste. By die Copper Oryx restaurant gebruik ons vars produkte uit die omgewing wat ons op 'n moderne manier aanbied, maar wat jou tog laat met 'n stukkie nostalgie. Die Kimberley Ann Small Luxury Hotel, 4-ster met 6-ster diens. Enslins Ouditeure in Kimberley is deel van die nasionale Enslins voetspoor. Hulle dienste behels audit, rekeningkunde, belasting, boedels en testamente. Verder ook interne audit en korporatiewe beheer, sakeplanne en kontantvloei projeksies. Registrasie en administrasie van maatskappye en trusts word ook behartig. Verder is hulle 'n geregistreerde pastelhandelaar vir verkope van pastelpakkette en payroll administrasie. Caritas is Latyn vir liefde, omgee en deernis. Caritas Gemeenskapsfokus streef tot die heling van die mens in sy gemeenskap. Die organisasie het ontstaan onder die vaandel van die NG Kerk en is gevestig op die terrein van die ou Kestel Kinderhuis in Kimberley, wat al sedert 1891 bestaan. Caritas Gemeenskapsfokus is 'n nuwe winsgewende maatskappy wat fokus op die hele gemeenskap waar almal welkom is. By die terapiesentrum word 'n professionele terapeutiese diens gelewer deur 'n multidissiplinêre span. Hier is 'n psigiater, sielkundiges, psigometris, spraakterapeut, mediator, forensiese maatskaplike werker en 'n geregistreerde beraader. Terapie word gedoen met gesinne, kinders en volwassenes met fokus op trauma en verlieshantering. Hulle opleidingseenheid bied kursusse vir professionele persone, asook selfverrykingskursusse vir ouers, egpare en individue. Op die terrein is ook 'n moderne konferensie- en akkommodasiefasiliteit. Caritas Gemeenskapsfokus, 'n verstaan en heel maakplek, die enigste van sy soort in die Noord-Kaap. Julle het nou net hierdie insetsel gesien oor Caritas en hier sit die man hier by my, FD Hugo, hy is die hoofuitvoerende direkteur van Caritas Gemeenskapsfokus. FD, goeiemôre en baie welkom. Goeiemôre Dawie. Kom ons begin. Vertel my so ietsie net van jouself en van Caritas Gemeenskapsfokus. Dawie, ek was vir 29 jaar predikant. Ek is nou by die maatskaplike werkorganisasie. Ek het in Boshoff groot geword en ek was op die beroemde Rooidag skool. Daarna het ek nou gestudeer en as ek in Kimberley. Caritas Gemeenskapsfokus is 'n maatskaplike werkorganisasie wat in 'n maatskappy geplaas is sonder wins motief. En ons probeer ons bes om ons werk bietjie te skuif van welsyn na gemeenskapsfokus toe, gemeenskapsontwikkeling toe. Nou maar maatskaplike werkorganisasies soos hierdie, soos van julle byvoorbeeld, waarop fokus hulle deesdae in die land? Ja, ek sal maar net vir onsself praat, Dawie. Ek is nie doodseker nie. Ons is almal half in die dilemma dat ons gewoond geraak het om die staat se werk te doen en die staat ons dan gesubsidieer daarvoor en die staat dit nou nie meer doen nie. Ek dink met goeie rede, want hulle het wegbeweeg van
institusionele werk en inrigtingsorg en ja. En julle het dit nou oorgeneem by die staat. Julle doen eintlik die staat se rol op 'n manier. Ons het dit in die verlede gedoen. Ja. Maar die staat is ons nou gedwing om gemeenskapsontwikkeling te doen. Ja, julle is by vroeë kinderontwikkeling is julle besonder by betrokke. Hoekom is dit so? Dawie, ons moet ook somme maak. Ja. En ons het uitgevind dat as jy op die gemeenskap fokus, dan kan jy nie net met armes werk nie. Jy moet ook met die middelklas en die ryker groep werk. Dis hoekom ons 'n terapiesentrum ontwikkel het vir daai mense. Maar as jy nou na die armes kyk, dan sê die geleerde mense dat armoede op 5-jarige ouderdom vasgelê is. Ja. So wat jy daarna doen is maar om pleistertjies op te plak en so as jy nou 'n rand wil belê, dan is dit baie beter om dit te belê op die ouderdom voor 5-jarige ouderdom of ten minste voor skool. Ja. Ja, die realiteit is ook, jy weet, so kinders vroeg te raak is baie belangrik. Maar weet jy, die realiteit is ook as mens kyk na organisasies soos julle is dat die finansiële omgewing in Suid-Afrika, ekonomiese omgewing, is nie 'n baie gemaklike omgewing. Hoe oorleef organisasies soos julle in die huidige finansiële klimaat? Dawie, ons het 2 jaar terug 'n handelsmerk geregistreer en ons is besig om hom te vestig. So ons moet probeer om in mense se koppe te kom en in mense wat geld het se koppe te kom. En dis hoekom ons ook vanmôre hier is. Maar ons werk goed met die kleuterskole, die vroeë kinderontwikkelingssentrums. Ek dink dis iets wat die mense se verbeelding aangryp. So op hierdie stadium kry ons eintlik makliker geld daar. Ons kry ook heelwat geld by Lotto. Okay, dit help daarom. Dit help baie. Sê my net baie vinnig, net vinnig. As mense met julle wil kontak maak, wat doen 'n mens? Dawie, ons het 'n webwerf. En ons het genoeg telefone daar in Kimberley. So dit is maklik Caritas se nommer in die hande kry. Ek kan dit nou maar gee, maar dit gaan nie veel help. Ja, dit sal alles daarso op. FD Hugo baie dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het. Die hoofuitvoerende direkteur van Caritas Gemeenskap Fokus en julle doen wonderlike werk. Baie dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het. En al wat nou oorbly is vir die ontbytsake kykers om die telefoon op te tel. Ons kyk nou wat Kimberley aan toerisme bied en daarna 'n paar besighede ook van daar. Kamfersdam is 'n meer en vleilandterrein binne 'n groter bewaringsgebied 6 km noord van Kimberley. Meer as 60 spesies watervoëls en duisende flaminke word hier aangetref. Die Star of the West is dalk die oudste kroeg in die land. Dit is in 1870 opgerig en het steeds die oorspronklike geel toonbank en kroegstoeltjies. Die kapel ter ere aan die bekende Suster Henrietta Stockdale dateer uit 1887. Weens haar invloed was Suid-Afrika die eerste land ter wêreld wat verpleegsters geregistreer het. Kimberley se Oleander Gastehuis is met een woord 5 ster. 2 jaar gelede het hulle die Lili Zella prys vir die beste 5-ster gastehuis in die Noord-Kaap gewen. Vir hierdie jaar wen hulle toe weer, maar wen toe ook die nasionale prys vir die beste 5-ster gastehuis in die land. Oleander geniet wat hulle doen. Hulle hou van mense en hou daarvan om hulle te bederf en spesiaal te laat voel. Meeste mense sê dis hulle huis weg van hulle eie huis net baie beter. Oleander Gastehuis, charme, diens en 5-ster gehalte op alle fronte. Enslins Auditeure is verder ook BBBEE spesialiste, selfs tot by die opstel van beëdigde verklaringe vir vrygestelde entiteite. Enslins is 'n vlak 1 BBBEE groepmaatskappy met 12 direkteure en 8 senior bestuurders, almal geoktroeëerde rekenmeesters en meer as 70 personeellede. Die maatskappy het ook 4 IRBA goedgekeurde BBBEE auditeure. Hulle bedien kliënte reg oor Suid-Afrika met internetgebaseerde sagteware. Besoek gerus hulle webblad vir verdere inligting. In the Selgos Centre in George Street, you'll find Kimberley's Expander and Top Carpet agencies. They offer excellent service with a wide variety of products. The staff here has years of experience in this industry. Expander provides mainly security products, which include a wide range of sliding security or trellis doors, DIY and custom-made products, burglar bars, driveway gates, industrial roller shutters, substation doors, as well as wooden and steel sectional overhead doors.
Top Carpets will supply you with wall-to-wall carpeting and carpet tiles, residential or industrial. They stock artificial grass, vinyl flooring, laminated wooden flooring, Novilon as well as skirtings and accessories. Both Expander and Top Carpets in Kimberley are the market leaders in the Northern Cape. These showrooms are a must-see. General Refrigeration and Air Conditioning Contractors in Kimberley is in 1977 deur Bert Bouwer se oupa en naamgenoot gestig. Later het sy pa Sissel deel geword van die onderneming en in 1996 het Bert sy gewig bygegooi. In 2012 het 2 aandeelhouers en die burger en Tyron Reuters ook bygekom. Hier by General Refrigeration kry jy net professionele diens, gekwalifiseerde tegnici, jarelange ondervinding en bovenal eerlikheid. Kortom doen hulle die verskaffing en installasie van lugverkoeling en waterverkoelingsstelsels, die inrigting en uitlei van supermarkte, slaghuise en lykshuise, asook kommersiële verkoeling van geboue, koelkamers en vrieskamers. In die Noord-Kaap word hulle gesien as die leiers op die gebied, met die beste bestuur en tegnisie wat al baie jare hier werk en trots is op die goeie diens en uitstekende produkte. General Refrigeration and Air Conditioning Contractors. Net die beste is goed genoeg. Kimberley was behoorlike stad van eerstes, want die eerste elektriese straatlampe, die eerste outomatiese telefoonsentrale en die eerste aandelebeurs is daar geopen. Vandag kan 'n mens heelwat van Kimberley se geskiedenis in die verskillende museums besigtig en die ou argitektuur is ook nog op verskeie plekke sigbaar. Belgravia, Kimberley se oudste woongebied, spog met elegante boustyle uit die 19de eeu. Belgravia huisves ook die hoofkantoor van die McGregor Museum, wat 9 takke in die stad het. The Big Hole fasiliteit omvat akkommodasie, winkels, 'n uitkykplatform, die Kimberley Myn Museum en 'n historiese dorpie met oorspronklike geboue wat daarin verskuif is. Die William Humphreys versameling in die stadsaal strek van rotstekeninge tot moderne kuns en die Duggan Cronin is 'n fotografiese galery. Party and More in Langstraat doen alles vir jou as dit by partytjies kom. Hier's 'n kinderpartytjie plek, hulle verkoop partytjie bybehore, verhuurborde, eetgerei, huweliksdekor en nog baie meer. Op die kooptoer doen hulle selfs geleentheidsbeplanning. Hier kry jy net puikvriendelike en professionele diens en is jy gewaarborg om elke keer 'n buitengewone ervaring te hê by al die afdelings. Wedding and More, Costume and More en Naughty and More. Hier is volop parkering en bykomstighede is te koop of te huur. Party and More se vriendelike diens gaan so ver dat hulle enigiets spesifieks wat jy mag benodig sal gaan soek en aan jou voorsien. Party and More sal altyd net die beste gehalte produkte voorsien wat net by hoogs gerespekteerde verskaffers, plaaslik en internasionaal gekry word. Party and More, baie meer as wat jy verwag. Enslins Auditeure in Kimberley is trots daarop om ook voornemende geoktroeëerde rekenmeesters op te lei. As mediumgrootte firma bied Enslins goeie blootstelling vir klerke in alle noodsaaklike velde, onder andere audit, rekeningkunde, belasting en praktykvoering. Klerke wat hier diens doen, weet wat die bedryf behels en van jou eis. Matrikulante sowel as gegradueerdes wat geoktroeëerde rekenmeesters wil word, kan aansoek doen op hulle webblad by enslins.co.za. Ons maak nou 'n laaste draai in Kimberley en kyk na 'n nuwe soort meer bekostigbare private hospitaal wat nou ook daar te kry is, as ook na die ouditeursfirma Enslins Kimberley se gemeenskapsbetrokkenheid. Kimmed Private Hospitaal is die eerste volwaardige mediese subakute private hospitaal in Kimberley in die Noord-Kaap. Die huis langsaan wat nou as kantore gebruik word, is deel van Kimberley se ou historiese geboue. Willie Wheat het die idee en visie gehad om die gebou te omskep in 'n private hospitaal wat vandag al 3 jaar in gebruik is. Kimmed was oorspronklik 'n ouer huis wat ons omskep het in 'n private hospitaal soos julle vandag hier kan sien, 'n moderne fasiliteit wat alle dienste aanbied soos enige ander hospitaal. Kimmed lewer 'n absoluut essensiële diens aan Kimberley en sy omgewing. Al verskil met 'n normale hospitaal is dat hier geen teaters of intensiewe sorgeenhede is nie.
Pasiënte word na huislike atmosfeer behandel deur deeglik opgeleide verpleegpersoneel. Die fasiliteit is geregistreer by die Departement van Gesondheid van die Noord-Kaap Provinsie en is geakkrediteer by alle mediese hulpfondse deur die Raad van Gesondheidsorg. Kim-Med bied elektriese beddens, platskerm-TV's, 'n in-huis chef en vele ander voordele teen baie bekostigbare tariewe. Kim-Med bied jou hoë gehalte sorg in 'n luukse omgewing met 'n warm, vriendelike en omgee atmosfeer. By Kim-Med word alles moontlik gedoen om te sorg vir 'n veilige herstel van 'n siekte of 'n operasie. Vinnige en vriendelike diens dra soveel by tot vertroosting en herstel. Kim-Med neem die verantwoordelikheid om ernstig vir mense te sorg en tred te hou met die ontwikkeling van tegnologie en pasiëntbehoeftes. Dokters, terapeute en verpleegsters het almal spesiale vaardighede. Gevalle bestuurders en ander gesondheidswerkers werk in samewerking met die pasiënt en sy of haar familie om die beste behandeling vir die pasiënt te bepaal. 'n Verskeidenheid van mediese, psigiatriese, rehabilitatiewe en terapeutiese dienste word gelewer, onder andere wondsorg, onkologie, postchirurgiese herstel en terapie, bloedoortappings, pynbeheer en ander noodsaaklike pasiëntversorging. Kim-Med beskik ook oor 'n ten volle toegeruste prosedurekamer waar spesialiste klein prosedures uitvoer soos lumbale punksies. Om alles af te rond word suksesvolle psigiatriese groepsterapie en ander programme aangebied in hulle eie privaat area. Hierdie sessies word gelei deur vooraanstaande psigiaters, sielkundiges, arbeidsterapeute, fisioterapeute, dieetkundiges en vele ander wat deel uitmaak van die suksesvolle behandeling van die pasiënt. Kortom, Kim-Med lewer 'n volronde diens wat ook al jou probleem mag wees. Kim-Med is 'n 40-bed mediese subpakete privaat hospitaal wat alle dienste bied soos enige ander normale hospitaal teen omtrent die helfte van die prys, maar sonder om in te boet op enige kwaliteit. Kim-Med bied ook gratis vervoer aan pasiënte na ander spesialiste, asook vir ander spesialiteitsondersoeke by ander fasiliteite. Daarbenewens is daar 'n voltydse dokterspraktyk in Kim-Med se diagnostiese vleuel wat ook 'n sonarpraktyk en ander dienste insluit. Ja nee, dis dat pasiënte besef daar is 'n meer bekostigbare alternatief sonder om in te boet op kwaliteit en professionaliteit. Kim-Med, die toekoms van mediese sorg. Enslins Ouditeure Kimberley is 'n firma wat omgee vir die gemeenskap. Hulle is reeds jare al betrokke by Hunger and Thirst, 'n nuwensgewende organisasie wat aktief betrokke is by die opheffing van voorheen benadeelde kinders. Hier sorg Enslins dat 8 agtergeblewe kinders elke skooldag 'n gebalanseerde bord kos ontvang en gee boonop hulp met hul huiswerk en sportafrigting. Enslins Ouditeure en geoktroeëerde rekenmeesters is reeds byna 25 jaar betrokke by Kimberley en sy gemeenskap. Baie dankie aan al die Kimberliete vir julle deelname aan ons suksesvolle sake fokus. Julle kook behoorlik daar in die Noord-Kaap. Dan wil ek ook ons projekbestuurder Istel van Staden bedank vir die moeite en harde werk om die sake fokus saam te stel. Ek herinner ook net dat nog 'n projekbestuurder van ons, Ingrid Bradfield, tans besig is met 'n medies, skoonheid en gesondheidssake fokus. So as jy 'n besigheid wat in hierdie tema inpas, skakel vir Ingrid en neem deel. Ja, daar we gesels nou met ons gas vandag, Skalk Besuidenhout. Die ontbytsake projekbestuurder se sakefokusse word moontlik gemaak deur Equestra FlexiFleet. Brits Couriers and Removals maak trek pynloos met hulle kwaliteit meubelvervoerdiens. Ons gas vanoggend Skalk Besuidenhout. Ek kon jy nie vir jou ten minste 'n ander naam uitgedink het nie. Daar's niks verkeerd met Besuidenhout nie, maar kon jy nie iets gewees het? Weet jy wat Skalk, jy weet iets anders nie. Ja, iemand het my nou dag gevra soos hoekom moet ek moet 'n stage naam kry? Want jy weet ons as 'n comedian Deep Fried Man. Nee, ek weet nie. Hy speel gitaar. So hulle sê maar sy naam is so lekker catchy, maar Skalk Besuidenhout, maar ek weet nie, ek het dit nie gekies nie. Ek weet, maar ek ben ek kies 'n stage naam. Toe ek stand-up begin het ek gedink dit gaan meer van 'n stokperdjie wees en toe ontwikkel het, maar toe is dit al na seker hoeveel tyd is dit te laat om te gaan. Nou sê ek Skalk Extravaganza, wat ook al catchy of pizzazzy klink. Is dit maar wat, hoe sê die Engels in die Kaap vir jou? Wat noem hulle jou? Hulle kan nie Besuidenhout sê nie. Nee, die Engelse Suid-Afrikaners kan daarom Besuidenhout sê. Amerikaners sal sê Bezuidenhout, maar ek het nou nog nie regtig in Amerika opgetree nie, so ons sal maar nog sien hoe hulle dit uitspreek. Nou maar Eloise met jou gepraat oor waar jy nou, jy bent in die metropool van Kempton Park het jy mos nou groot geword. Ja. En daar was daar 'n oomblik gewees toe jy nou agterkom het dat jy het nou hierdie talent om
Wat is 'n mooi Afrikaans vir 'n stand-up comedian? Dan moet toch 'n Afrikaans wees. In Afrikaans is dit skerpskertser, maar my vriend Meltsie Braag, en hy's ook 'n Afrikaanse komediant, hy sê skerpskerts klink soos of iemand baie vinnig in hulle broek gepoef het. Hoi, skerpskerts hier also. So ek kan nie wat skerpskerts doen. Ek verkies net stand-up comedian, ja. Okay, stand-up. Ek kan maar sê in 'n Afrikaanse aksent, maak nie saak. Selfs staan op komediant klink vir my selfs beter as skerpskertser. Het jy nou geskerpskerts? Ja, ek wil skerpskerts elke keer as ek dit hoor. Maar waar het jy nou agterkom met nou hierdie talent? Dan moes tog 'n oomblik gewees het van 'n aard, is dit nie? Ja, wel ek haat eintlik die stereotype van dat want hulle sê altyd in interviews en so aan, was jy die snaakse ouetjie op skool en ek haat die stereotype dat die comedian altyd die snaakse ouetjie op skool was, maar ek is die stereotype voluit. Ek was die snaakse ouetjie op skool. Ek het op 'n stadium so 'n nuusberig gedoen vir die skool. Wat ek soos ouens uitgehaal het basies. Dis 'n fake nuusberig en die kinders nogal altyd mal gegaan daarvoor. En ja, toe ek in die Kaap kom, ek het nie die eerste keer in daai kursus ingekom by UCT nie. Het hulle 'n comedian kursus in UCT? Nee, die theater and performance kursus, die acting kursus waarna ek wou inkom. So in my eerste jaar keer hulle mense daarvoor. Ja, en tog al vat enigiemand wat verby. Ja, in Stellenbosch, maar nie by UCT nie. By UCT was hulle net 30 jaar, so toe het ek nie ingekom nie, ek het nie die audisie geslaag nie en toe doen ek net 'n algemene BA-graad wat dis maar 24/7 kuier met nou en dan penjie geraal op stelletjie. So dit was maar ek het dit gesien as my gap jaar en toe begin ek stand-up en toe gaan dit van daar af. Ja. Toe doen jy nou hierdie kursus en van daar af doen jy verder. Ja, toe het ek die volgende keer weer audisie toe kom ek toe in, maar toe het ek klaar stand-up begin in my eerste jaar. Okay, wanneer is die eerste keer toe jy geld gekry het vir die ding? Seker so ek het in so Maart, April begin en toe in Desember toe begin ek geld kry. Joe Parker het actually vir my eerste paid gigs gegee. Daar by Parker's Comedy Club in Monte Casino. Ja. Nou, sê my, het julle ouens, julle skerpskertsers, wat het julle soort van 'n klub? Kom julle by mekaar so af en toe dan oefen julle op mekaar? Nee, ek moet sê ek dink comedy uit al die industrieë soos musiek en acting, dis minder kompeteerend en is 'n baie klein industrie in Suid-Afrika, so almal ken mekaar en dink almal ondersteun mekaar redelik goed. Maar is dit 'n nuwerige tipe ding in Suid-Afrika? Of is dit eintlik al 'n ou ding? In vergelyking met Londen en New York, ja, is dit baie nuut in Suid-Afrika. Hulle het dit al oorsee dit al baie langer as ons, maar ja, ek dink regtig Suid-Afrika bou nou baie sterk stand-up comedy kultuur. Jy moet 'n bietjie help. Ek dink veral Jan Haram het nou nogal ingebeur. Maar jy het nie nodig om snaaks te wees, hy lyk maar net so. Ons maak vinnig by hom 'n draai. Hy is sommer vanaf ons weer oop en dan gesels ek in die skerpskertser verder. Ontbytsake is 'n graad 3 BEE gegradeerde onderneming. Dit beteken jy kan BEE punte kry as jy by ons adverteer. Koue begin oor die noordooste van die land met 'n koue front wat nog 'n invloed het oor hierdie streke met miskolle teen die plateaurand. Vir die res van die naweek sal dit meestal sonnig en matig wees oor die grootste gedeelte van suidelike Afrika. Daar is wel 'n swakker gekoue front wat die land nader vanuit die weste uit, net 'n paar reënbuie wat in die suidweste en langs die suidkus gaan voorkom van maandag aand af as gevolg van hierdie stelsel. Aanvanklik eers warmer voor hierdie stelsel langs die suidooskus as gevolg van aflandige lugvloei. Dinsdag is daar 'n boligtrog wat wes van die land vorm, soos wat hierdie stelsel oor die noordelike gedeeltes van die Noord-Kaap en Namibië in beweeg, is daar kanse vir buie en reënbuie oos van hierdie stelsel en dan teen donderdag is daar 'n boliglaag wat vorm oor die ooste van Namibië. Weer eens 'n beter kans vir reënbuie en buie oos van hierdie stelsel wat tot sover as Gauteng kan strek. Terug na Dawie Skalk. Ontbytsake projekbestuurder Estel van Staden beplan 'n sakefokus in die omgewing van Lephalale, voorheen bekend as Ellis Ras in Limpopo. Soos jy daar 'n besigheid het, kontak vir Estel en word deel van die fokus. Dit word uitgesaai op 30 Julie. Ons gaan volgens Skalk besy nou. Ek het nou hier so by UCT, ek weet nie 'n vreemde plek om te gaan. Ja, ek het nou laas jaar klaar gemaak, net betyds want dit's die spat nou by die universiteit is so gesien het. Soos nou die dag by Stellenbosch was daar nog 'n blackface
insident gewees. Toe het Stellenbosch, hulle het al uitgeskop uit die koshuis uit, hulle het gesê sy is uit die universiteit uit. Toe moes hulle al weer terugvat en om verskoning vra want Pookie, dit was haar naam gewees, Pookie was toe 'n alien gewees. Wow. So was actually alien geweest, dat was purple face. Maar dit was 'n black swart en wit filter op. Toe dink almal is blackface. So arme Pookie en shame, sy was daar buite die koshuis met haar tasse daar. Pookie go home. Net soos E.T. daar buite die koshuis. En dit is, jy weet ons daar's altyd daai daar's nog altyd die eeuoue debat wat is beter UCT of Stellenbosch. Dis amper soos Affies en Boys High, dis soos daai derby elke jaar. Die rugby is ook altyd UCT en Stellenbosch die groot derby van jaar. Dit is toe met daai Pookie insident is toe ek besef het UCT sal altyd beter wees as Stellenbosch want daarbey by Stellenbosch, daar paint hulle nog. Ons verbrand al paintings wat 100 jaar terug gepaint is. Ons is progressive. Wat is jou werk, jou materiaal waarmee jy werk? Is dit gewone sosiale goeters en ek sien jy spot, jy hou nogal daarvan om vir jou eie agtergrond te spot in 'n konservatiewe agtergrond. Maar wat met politici? Dit is al 'n lekker bron van. Ja, ek het nog nooit regtig met politiek gespot nie, maar ek het nou 'n politieke show gedoen wat ons by die Lyric Theater gedoen het wat ek moes materiaal skryf in verband met politiek en toe het ek nogal agtergekom, dis actually 'n lekker ding om mee te spot. Maar ek volg nie regtig politiek nie, so ek voel ek kan nie regtig spot met iets wat ek nie weet wat aangaan nie. So is dit belangrik om te kan weet waarvan jy praat as mense stand-up comedian is? Is dit belangrik? Hoe skryf jy jou goeters byvoorbeeld? My materiaal kom baie keer na my toe in die stort, in die kar, enige plek. Soos ek sal RSG luister in die kar en dan, hier's 'n joke, jy weet, soos byvoorbeeld RSG praat ek partykeer oor, jy weet, RSG is great en dit doen baie vir Afrikaans, maar die name van die shows op RSG, ek dink regtig, ek wil die kreatiewe span by RSG ontmoet, want regtig, ek bedoel, dis oggend op RSG, net vir ingeval jy gewonder het, wat se tyd van die dag het is, my maggies, mama, ja, kyk, is voor 12, dit is oggend op RSG, en dan, die show, dis 'n Sondag aand, en die aanbieder se naam is Fris, jy luister na Sondag aand met Fris, dan sit jy dan, my donder RSG, ek sê nooit geraai het nie, so Sondag aand met Fris, en dis 'n show oor opera, dis opera, net so, en dan kry jy eens Jacaranda, wat ook baie doen vir Afrikaans, maar jy sien Jacaranda is so half in die middel, hulle is so Afrikaans en Engels, so hulle is nie so Afrikaans as RSG nie, maar hulle is ook nie so cool soos 5FM nie. Nou ek beskryf altyd Jacaranda as die ma by die 21st, wat probeer cool wees met die kinders. So sy sien vir Susan, hallo Susan, ja, jy lyk baie hip. Nee, jy lyk baie cool, sy gebruik heeltyd woorde wat niemand meer gebruik nie. Funky. Jy lyk funky, Mariaan. En dan gaan sy daar na die stout hoekie toe en praat met die seun. Hulle skrik. Hulle, nee tannie Jacaranda, ons doen niks stout nie. Is dit 'n hubbly bubbly? Rook jy 'n bietjie hubbly bubbly? So, nee, gee my 'n bietjie van 'n hubbly bubbly. Dan vat hom so. Ja, nee, Bruce is my peppermint crisp tart wat ek elke Sondag maak. Ja, dis mint. Tannie is 'n mint flavor. So, nou, hoe oud hou jy so lank storie? Raak dit 'n storie in jou kop, ek kan 'n hele storie vertel? Ja, ek dink sodra ek dit een keer op die verhoog gedoen en dan sit so ingebrand en dit is so half muscle memory dan is dit maar daar. Maar hoe belangrik is die reaksie van die gehoor vir jou? As jy nou ou lag vir jou grap nie, wat maak jy dan? Dan maak jy 'n mental note en jy doen dit nooit weer nie. Dis so maklik soos dit. Ek gaan jou vat, bly nie naby is. René maak vinnig die kos klaar in die komhuis, dit is en dis nie 'n joke nie, ons gaan regtig by jou kos kry hoor. Dit is genuine, dis nogal lekker. Dis nie so sleg nie. En dis nie sy's nie 'n stand-up comedian. Wat sê jy nou weer? Staan op komediant. Nee, Skerp. Sê jy moet nie vir ons 'n skerp whatever. Ons gaan net gou proef. Boplaas se Cape Ruby Pot al sedert 1986 7 keer die wenner van die SA Kampioen Pot trofee. Wel, as julle vir my môre laat weet julle was lank op die toilet gewees, dan was hierdie dalk skerp sterte gewees of so iets. Nou lekker, die piesang is op die broskorsies, hulle is lekker bros, hulle gaan krakerig wees. En dan het ek sommer die sjokolade en portsous. Sit ek mildelik binne in die terdoppie by. Sê genoeg. So, ek wil net vir julle gewys het, as julle nie blood orange het nie, onthou, die jalapeno kan ook lekker werk met sjokolade en chili, kan baie goed saamgaan. En om op te tel by die lemoen, kumquat, het julle al 'n kumquat geëet? Jy moet vir hom heel eet, dan kry jy die soet, saam met die bitter, saam met die suur. Dis heerlik. Probeer dit gerus heel. Moenie hom nie skil nie, is nie die issue nie. Hy's heel soet, bitter en lekker en suur tegelyk. Daar's hy. Die room
Onthou as jy met lang lewe room werk, hy moet baie goed verkil wees om styf te klits. Myne was nou nie, so ons gaan hom net gebruik om lekker te garneer. Ons maak mooi roomstreepies, laat ons net daai donker sjokolade geur 'n bietjie versag met room. Jy kan 'n goeie kwaliteit roomys hierby sit. Dit sal baie goed werk. En dan het ek as 'n laaste merkie op die doek 'n bietjie granaatpitte. Hulle lyk mos soos juwele hierby gesit. Daar sê, dis kos nie, dis tert. Terug na Dawie en Skalk. Gebruik Willow Creek se gegeurde olyfolies en slaaië en pastas. Daar's 9 verskillende geure om van te kies. Skalk Bezuidenhout, Bezuidenhout, wat ons gas vanoggend is. Werk jou gigs altyd? Nee, maar ek sal nie sê dis altyd ek nie. Dit is partykeer is dit ek, partykeer het ek 'n af aan, maar partykeer is die gig net van so 'n aard dat hy werk nie. Jy kan nie floreer binne daai konteks nie. So party stories werk nie. Party stories werk, party werk nie. Ja, soos byvoorbeeld ek het al 'n gig gedoen. Dit was nog die ergste ding ooit, maar dit was 'n stripklub gewees. Hulle gesê het kom tree op, maar hulle het baie goed betaal. So al die comedians in Johannesburg het daar gaan optree net want die betaling was so goed. Toe sê ek nee, okay, maar dit was nog early days. Dit was ek het nog nie so 'n jaar stand-up gedoen nie. So ek het nog net omtrent 15 minute se materiaal. Hulle sê kan jy 40 minute se materiaal kom doen. Maar die geld was so goed dat ek net gesê het ja, I'll make it work. Okay, toe kom ek aan. So eersins sit daar 'n sanger. Hy's 'n sanger wat nou optree so vir die strippers. Sing hy vir die strippers, sing hy vir die strippers. Ja, so vir die strippers opkom, warm hy bietjie die gehoor op, maar dis net om hulle warm te kry. Ook om net te noem, dit is 'n huis wat hulle omskep het in 'n stripklub. So daar's 'n swembaadjie. Het jy adres? Tot ja, dis in Pomona Road in Kempton Park. Well, thanks, Rock man. Paradise. Dis die plek se naam, Rock Paradise. Dis 'n fake klippe oral en dis 2:00 die middag, maar daar's glasdeure. So hulle skep nie eens die illusie dat dit die aand of vroeg in die oggend is nie. Die son, jy kort nie 'n spotlight nie want die son skyn op jou, né? So hierdie ou begin speel en dan sing hy so 'n bietjie die blou wil weet nie van nie en los lappie en so aan vir die strippers opkom. So hy roep my voor die tyd. Hy vat my eers op 'n toer deur. Hy wys my al die kamers daar. Vir R750 kan jy die jacuzzi kamer kry. so né. Nou sê hy, okay, spel gou vir my jou naam en hy tik op sy iPad. En ek kyk so oor sy skou en hy sê, "Come watch Skalk Bezuidenhout today at Pomona Spur." En ek vra toe vir hom, maar wat's dit nou? Hy sê nee, dis 'n SMS wat hulle stuur aan hulle regulars, maar Pomona Spur is die code name, want hulle stuur dit vir hulle regular. 'n Klomp ouens gaan nou in die moeilikheid kom. Laat hulle vrouens lees hulle fone dat daar nie staan Rock Paradise en laat daar staan Pomona Spur. Maar nou is nie 'n spur in Pomona nie. So hoe? En ook as 'n vrou, hoe gullible is jy want waar het jy ooit 'n comedian al sien by 'n spur optree? So ja, comedian by spur. Ja nee, okay, geniet dit Dawie. Jy weet dit is ons nou so dit is nou die code nou, Pomona Spur. Almal weet Pomona Spur is eintlik Rock Paradise. Alhoewel hy gaan op, die blou, hy speel vir so 10 minute. Toe sê hy welkom op die verhoog wat ook al haar naam was, Sandy of Crystal wat ook al. Hier kom hierdie Tannie en ek sê Tannie met 'n baie spesifieke doel op die verhoog, né? So sy is oud genoeg om my ma te wees. Gaan sy lewer sy die stripshow van 'n leeftyd daar. Dis omtrent 'n halfuur. Die stripshow eindig met basies sy wat 'n pot vaseline room daar oopmaak en haar hele lyf besmeer. Dit was baie graphic om die minste te sê. Sy buig, daar's so 'n vaar hande klap uit die gehoor uit en toe direk na dit toe kom die sanger weer terug. En welkom nou op die verhoog Skalk Bezuidenhout. Nou moet ek hierdie kaal tannie, room tannie volg. Nou, na 'n tannie haarself nou net vol room gesmeer het, poedelnaken, is dit baie moeilik om nou jokes te gaan vertel. Want die ooms wil niks weet nie. Die ooms waar daar sit, daar's 'n buffet ook by the way. Ek moet dit net noem langs die swembad. So hulle sit daar met hulle kos, R100, dit sluit nou 'n buffet in. My pa sit agter want ek het hom nie daar gevang nie. Ek het hom gesê ek gaan by 'n stripklub optree en hy was so half ek moet dit sien. So hy sit daar agter met sy bordjie kos. Al die ooms agter, hulle sê ons bring terug die tannie.
nie. Ek probeer jokes vertel. My pa sit agter, skeer homself. Hy sê soos elke joke wat nie land nie, lag my pa net harder en harder van agteraf en eet sy aardappelslaai. Dit was ek dink ek kan enigiets hanteer na daai show. So jy het eendag geleer as jy moenie by 'n stripshow gaan stories vertel. Moenie by stripshow, dis in die naam. Dit is wat mense wil sien, strippers. Hulle wil nie 'n geklede man sien. Toe het ek nog 'n snor ook gehad. Hulle wil nie 'n man met klere aansien. Het die tannie ook 'n snor gehad? Jessie, sy het hom seker uitgebleach of iets maar. Maar dit lyk my sy ou comedian moet wees. Is dit so? Daar's twee dinge wat jy moet doen, né? Jy moet 'n vuil grap vertel. Die P-woord, politicus, weet jy? Ja. So dan moet jy iemand uithaal. Is dit waar? Kyk, ek haal nie aspris mense uit nie. Ek pik nie aspris op die gehoor nie, maar as jy gaan uitskree uit die gehoor uit en iets vir die komediant skree, moet jy weet hy's al verplig om te reageer, want as hy nie reageer nie, is dit 'n sign of weakness, want dan lees die gehoor dit as hy het nie 'n comeback nie. Ja, okay. So actually dis funny dat ons nou net gepraat oor die Nampo fees, want ek het Woensdag gaan optree by Nampo. Ja. En hier het die oomie begin uitskree. Ou dronk oom uit die gehoor en ek moes hom toe stil maak, maar dit was so ongemaklik na die tyd, want dit was So wat jou comeback? Het jy 'n sak vol comebacks? Nie regtig nie, dit was maar net ek het hom net so half gespot en jy weet ek het maar net gesê jy weet dit is nou soos half die dronk oomie by die braai, jy weet as hy begin praat almal so oom Sakkie is weer dronk. Maar en ja, dit is snaaks dat mense skree uit want dit is gewoonlik die ou veral by corporates, nou dis die ou wat by die werkie van die oues in die werksomgewing, dan kom 'n comedian en in sy kop dink hy ek gaan nou probeer snaakser wees as die comedian. Ek gaan nou weer in die rede val, dis eers baie belangrijk. Ons kyk net vandag na die temalied van Fliek Mignon Mossie van Wyk en dis die gewilde liedjie van Karen Zoid en Frans van Cook. Toe vind ek jou en dan se tyd om 'n vinnige draai te maak by Pomona Spur. Ek lê my wapens neer vanavond vir die eerste keer sien ek myself in jou ek het die oorlog verloor ek staan na die bloed op my hande ek weet ek het verander jy dink ek praat net weer ek het jou lief ek sweer geen pretensie, geen meer geen pretensie, geen meer geen pretensie, geen meer geen pretensie. Hy terg gaan in skoot sit. Kry lekker. Dankie volgens my as dit draai kom maak. Baie dankie, is baie lekker. Ek sou weet dit kan jy. Skala, ons wil graag vir hierdie wonderlike wyn gee van Boerplaas vir twee redes. Omdat jy so 'n wonderlike gas was en omdat jy so met 'n strydvuis kan lieg en sê dat hy net na die Pomona Spur toe gaan vir die geld. So hy sê dis 'n structure, hy sê papi ek is daar. Jy hoef nie eens my geld te gee nie. Volgende keer as jy weer so uitnodiging kry ons sal as jy wil kan ek vir jou kom. Jy sien want kyk, dit was nie eers die geld werd nie want ek het toe na die tyd dit alles geblaas op die jacuzzi kamer. Met die tannie. Jy glo maar aan tannie. Skus julle laat my omtrent hierdie wonderlike tertjie omtrent verstuk. Ek is so jammer. Ek is so jammer dat ek geëet het wil jy nog op die tafel Iskal. Lekker om jou hier te gehad het. Dankie. Volgende week kuier ons saam met Saartjie Botha, dramaturg en feesdirekteur van die Woordfees. En ons sakefokus is in Nelspruit waar die in die Bosfees ook weer einde Junie plaasvind en ons gesels ook met die mense van die fees. Man, volgende week gaan feestelik wees. Feestelik met 'n lekker soet wyn weer. O, hallo. Edellaat oes. Jy weet dit is baie sleg 2 weke tot met trou en jy gee vir my nagereg. Presies, tog arm. Hy rokkie gaan nie pas nie. Jou skuld, maar is lekker. Dankie. 'n Hele pot Vaseline. Nee man. Vaseline room. Julle jammer hoor. Tot volgende keer. Kyk mooi en dis op nie vir die seuns luister nie. Ek dink ons moet 'n bietjie outside. Ek dink ons moet 'n outside broadcast. Daar's net een tipe ballon daar. Hoe proe die pisang? Daar